Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes. In samewerking met Hinterland en NWK. Nasie in gesprek, jou gespreksgenoot. In vandag se program kyk ons na die beeldskone Wellington distrik, meer spesifiek na die wyn- en whisky-bedrywe wat 'n groot rol speel in die plaaslike ekonomie en die area se gewildheid onder toeriste. Hier is waarna jy kan uitsien in vandag se program. In Kontry gaan loer ons in by die bekende Diemersfontein, sowel as die Bosman familie wynlandgoed. In ons in-konteks segment verken ons die James Sedgwick Distillery, wat verantwoordelik is vir Three Ships Whisky, sowel as Baines Cape Mountain Whisky. Daarna sluit Chris Burgess van Landbou Weekblad by ons aan. In ons gespreksfokus segment ondersoek Theo die kwessies wat tans relevant is in hierdie bedrywe. Wellington. Slegs 45 minute van Kaapstad Internasionale Lughawe lê die nuwe hartjie van die Kaapse wynroete. En met goeie rede. Nie net kan besoekers uitsien na wynplase soos Diemersfontein, Welvanpas en Doolhof nie, maar die distrik verdien al hoe meer pleintjies vir hulle whisky, tafeldruiwe en vrugte. Die Wellington distrik is ook wel bekend vir sy asemrowende blomme en natuurskoon, omring deur berge, riviere en klowe soos Beinskloofpas, die Bergrivier, as ook die Hawekwasberge. Tesame met die gewilde Kaaps-Hollandse boustyl, musiekfeeste, unieke eetplekke en 'n klassieke museum soos Ouma Granny's House, het Wellington distrik die volmaakte resep om almal te vermaak. Dit is duidelik dat die Wellington distrik 'n reeks aantreklikhede het, maar die kern van die ekonomie bly steeds die wynbedryf. Ons gesels met burgemeester Konrad Pool van die Drakensberg munisipaliteit oor hierdie bedryf se rol en onder andere die rol van die produsente, gemeenskapsontwikkelingsprojekte, as ook die belangrikheid van toerisme vir die area. Wellington is 'n baie liefdevolle plek waar die gemeenskappe voel vir mekaar. Dis 'n area waar dit hoofsaaklik groot komponent landelike en landbou is. Binne in Wellington self kry jy verskillende unieke sektore binne die landbougemeenskap wat toerisme trek, soos byvoorbeeld jou troulokale, jou mixed development in landelike area om die sektor volhoubaar te maak. Wellington is een van die areas waar die wynroutes, ek dink, min of meer die sektor is wat die meeste werksgeleenthede skep, 'n enorme bydrae tot die ekonomiese groei binne in die munisipaliteit homself. En ook in die Cape Winelands word Wellington as die hart van die Kaapse wynlandse distrik word dit dan so bemark. Het jy geweet, die Wellington distrik is verantwoordelik vir ongeveer 85% van alle wingerdstokke in Suid-Afrika. Diemersfontein is een van die mees suksesvolle handelsmerke in die Wellington distrik. En David Sonnenberg weet hoe belangrik die bedryf vir die gemeenskap is in terme van werkskepping en opheffing, sowel as toerismeaktiwiteite. Ons het gaan inloer by die landgoed vir die naweek saam met Gauteng Opera en hoor meer oor hulle voorliefde en passie vir kuns en musiek. But the Wellington area has got fantastic soils, and that came about because of our proximity to these granite-rich mountains. There's a lot of decomposed granite in this area, makes for wonderful fruit-driven wines, and historically it was the home of the Stokkiesboerdery, right, which is where the rootstock of all table grapes and all wine grapes get propagated. We focus on pinotage. We're pretty famous for the so-called coffee chocolate pinotage, but we also have if you like, a new oak barrel-driven top of the range, which we call Carpe Diem. And I'm happy to say those have all done pretty well in the marketplace. Vas corriendo,
Dimersfontein is hosting the Gauteng Opera. And this is a wonderful organization that helps both professional singers and also a lot of student singers to present their works. And we are very thrilled to have them down here. My wife and I have had an interest in music of various genres for a long time. And we love the idea of both entertaining our customers and giving them a fun experience at Dimersfontein, as well as contributing to organizations that have a developmental focus. On Dimersfontein, we have a school, we have an empowerment company called Tokozani, and we like to do these things as part of being, I hope, enlightened employers, along with many others in the wine industry. Volhoubaarheid is van kardinale belang tot sukses in die wynbedryf en die storie van Bosman familie wynlandgoed spreek boekdele. Petrus is die 8ste generasie op die plaas. Die ryke geskiedenis is te danke aan die mense, die gemeenskap en natuurlik die kuns van wynmaak. Bosman familie wingerde maak ons net wyn nie, ons begin reg by die begin, eintlik die invoer en die verplantverbetering en dan die kweek van wingerdstokke. Wat 'n groot deel van die besigheid is wat ons dan wingerdstokke maak en verkoop aan die res van die bedryf, van die wingerdbedryf in Suid-Afrika, nie net wyn nie, maar ook tafeldrywe en rosijntjiedrywe. Daar is twee goed wat Bosman wyne uniek maak, is die feit dat ons toegang het tot die wye reeks van variëteite. So die wyne is unieke versnitte. Wellington is 'n warmer streek, granietgronde. Dan het ons ook wonderlike ou wingerde, Chenin Blanc wingerde, dit is die grootste wit variëteit in die streek. Ek dink die grootste suksesstorie van Bosman is ons inklusiewe besigheidsmodel, waar ons werknemers ook 'n aandeel in die besigheid het gekry het in 2008 en van daar af het die besigheid ongelooflik gegroei. Die werknemers wat ook eienaarskap vat en lae personeel omset en ek dink die kwaliteit van ons produk het ook verbeter in die proses omdat die mense wat met die produk werk is beter opgelei. Toerisme in Wellington is daar nog 'n ongelooflike potensiaal. Ons produseer soos wonderlike wyne in die streek. Op 'n manier is Wellington nog steeds daar om ontdek te word. So die ervaring wat jy hier kry is baie autentiek, is baie waar. En wat ons gebruik is feeste om mense na die streek toe te lok en die skoonheid van die streek en die wyne te geniet. Het jy geweet, die R62 vanaf Kaapstad tot Port Elizabeth word gesien as die langste wynroete in die wêreld en strek oor 850 km. Dit is verblydend om te sien hoe werkers in die wynbedryf deel in suksesse deur inklusiewe modelle, sowel as hoe hierdie besighede 'n voorliefde het vir kuns, kultuur en musiek en geleenthede skep om dit te bevorder. Net na die handelsflitse gaan loer ons ook in by 'n whisky distilleerdery, waarna Chris Burgess by ons aansluit met sy mening oor die bedryf. Ons is nou terug. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Onthou asseblief om ook jou mening te lig, gesels saam op Twitter en Facebook. Benewens die wynbedryf wat die hartklop van Wellington is dit ook die tuiste van 'n ander suksesvolle onderneming, die James Sedgwick Whisky Distillery. Kom ons gaan kyk. 'n Besoek aan Wellington sal nie volmaak wees sonder 'n besoek aan die James Sedgwick Distillery nie. Oudste whisky distilleerdery in Afrika, gestig in 1886. Goeiedag sê, baie welkom by die klein dorpie hier van Wellington in die hartjie van die Wes-Kaap. Die van julle wat nie weet waar Wellington is nie, ons is omtrent so 80 km net buitekant Kaapstad. En hier by die James Sedgwick Distilleerdery, hier is waar ons dan nou Baines whisky distilleer, as ook die hele Three Ships versameling wat ons dan nou van ons kant af maak. Op die perseel, ons het gemaak gebruik van die twee verskillende distillasiemetodes van jou malt whisky produksie wat in 'n ketel gestook word en dan ook kolomketel wat dan nou vir ons Baines, ons graan whisky gebruik word. Ons is die enigste kommersiële whisky distilleerdery op die Afrika vasteland en wat ons hierdie titel gee, ons het amper 150,000 vate in veroudering in op hierdie perseel. Volgende jaar is ons 40 jaar oud en ek meen as jy vat 'n whisky lê fisies 10 jaar lank in 'n vat. So
om te weet dit is wat die voorskat vir die mark gaan wees, dit is wat die mark gaan wil hê, moet ons al 10 jaar terug daardie whisky gedistilleer het en weggesit het in veroudering sodat hy reg is vandag op die mark. Het jy geweet, ongeveer 60% van die whisky se smaak word bepaal deur die houtvat. Daar gaan ook tot 5% van die volume verlore wat opgeneem word deur die vat. Hierdie staan bekend as die engel se aandeel. So volgende keer as jy jouself bevind tussen jou vriende en in sosiale kringe, daag ek jou graag uit om een van ons trotse Suid-Afrikaanse whiskies te geniet. Hierdie produk is gemaak deur Suid-Afrikaners en dit is uit en uit gemaak vir ons Suid-Afrikaanse palet. So volgende keer om 'n braaivleisvuurtjie, geniet hom. Wellington Wyn en Whisky. By my in die ateljee is Chris Burgess, redakteur van Landbou Weekblad, om sy insigte met ons te kom deel. Welkom Chris. Baie dankie. So, hoeveel wyn drink ons as Suid-Afrikaners en waarvan hou ons die meeste? Ja, so ons kan almal bietjie meer wyn drink. Die gemiddeld is ons drink so 7 liter bier vir elke liter wyn. So daar's groot werk om te doen onder ons wyndrinkers. Ons moet bietjie skouer in die wiel sit en die wynboere help. Ons gunsteling rooiwyn kultivar is Cabernet Sauvignon en die witwyn is Chenin Blanc. En die grootste wynarea is Stellenbosch, gevolg deur die Parel. Die Parel is meer winsgewend as Stellenbosch en dan die Brede Kloof, die Brede Vallei is natuurlik die area waar die meeste wyn produseer. Stellenbosch is natuurlik op primêre produksie. So Stellenbosch is baie meer geïntegreerd in die waardeketting as wat die Parel is. So mense het meer proelokale, restaurante, hulle eie handelsmerke. So daai is net kyk net na primêre produksie. As 'n mens so deur die wynlandery as toerist, lyk dit op die oog af asof dit regtig goed gaan met die wynboere. Is dit so? Nee, nie regtig nie. Ons het so 32,000 wynboere en 1 uit 3 maak 'n verlies. En daar word eintlik meer wingerde uitgehaal as wat daar geplant word. So ding is nie heeltemal lekker in die wynbedryf nie. Die rede daarvoor is so ons uitvoere het mooi gegroei, maar ons is so half vasgevang in 'n goedkoop oorsese mark, so $5 $5 mark vir ons wyn. So dit is bietjie van 'n probleem. So nee, dit knor bietjie met die geldsake. So as dit dan so 'n bietjie die knor met hulle, hoe oorleef die boere? Wel, is 'n paar goed wat die boere na kyk. So die groot ding is natuurlik om te kyk om meer winsgewende uitvoermarkte te kry en daar kyk hulle natuurlik na die FSA en Asië veral. En daar's groot bemarkingswaarde om ons wyne te bemark as die oudste van die nuwe wêreld wynstreke en dit is veral in die Asiëse markte kan dit vir ons groot vrug afwerp. En dan jy weet daar is wynmakers wat kyk na keurwyne. Wynmakers is Eben Sadie. So in Suid-Afrika, ons duurste bottel wyn is omtrent R2.500, terwyl in Frankryk is R250.000. So jy weet daar is baie wat gedoen kan word daar. En dan ons plaaslike mark, jy weet, ons moet swart Suid-Afrikaners kry om meer wyn te drink, jy weet. Daar is 'n groot alkoholkultuur en daar's groot werk wat gedoen kan wat 'n mens daar kan doen. As 'n mens kyk na die Van Loofren handelsmerk, Four Cousins, ek wil die enorme sukses wat hulle daar gekry het, wat hulle daar bereik het. So jy weet, daar is dinge wat ons kan doen om ons wynbedryf bietjie te versterk. Baie dankie Chris. Nou dat die feite op die tafel is, skakel ons binnekort oor na Theo om verdere kwessies aan te spreek, saam met Winpro. Ons is terug net na die handelsflitse. Welkom terug by Nasie in Gesprek. Vandag gesels ons oor die wynbedryf, die uitdagings en die geleenthede. Saam met my in die ateljee is Rico Basson. Hy is die uitvoerende direkteur by Winpro. Baie welkom, Rico. Baie dankie, Theo. Kom ons begin eers Winpro. Wat is Winpro presies?
Wimpro is die diensteorganisasie wat die soba 3300 wynprodusente in ongeveer 600 kelders verteenwoordig. En ons gee vir hulle dienste, inligting en verteenwoordig hulle op 'n klomp forums waaronder die regeringsskakeling. Jy praat van 600 kelders, 3300 boere. Wat is die bydrae van die wynbedryf tot die hele ekonomie? Dit is baie groot. As jy die hele waardeketting inreken en toerisme insluit, dan is dit ongeveer 36 miljard rand. Nou dis baie naby aan 2% van die Suid-Afrikaanse BBP, wat 'n groot syfer is. Om 'n bietjie konteks te gee, ons verkoop meer as 1 miljoen bottels wyn elke dag van die jaar, wat fenomenaal is as jy dink aan die hoeveelheid ambassadeurs wat ons skep. Nou 'n werkverskaffer, ek neem aan as jy ook hierdie waardeketting bytrek, moet jy by 'n beduidende klomp mense kom. Ja, ons neem omtrent 30.000 mense op die plase in diens. Nou die plase is gesetel in die Wes-Kaap en ook die Noord-Kaap. En vir elke een pos op 'n plaas is daar 10 ander wat binne in die ketting geskep word. So ongeveer 300.000 werksgeleenthede wat 'n groot deel uitmaak van landbou se werksgeleenthede. Nou kom ons kom al die pad terug by die primêre produsent, die boer. Ja. As ek kyk na 'n bottel wyn, of dit nou in 'n restaurant is en of dit nou in 'n winkel is, en ek vat daai bottel wyn, kry die boer omtrent net daai steel, daai boonste gedeelte. 46 sent uit R40. Dis al wat die boer kry. Selfs die kelder kry 'n groter voetjie daar uit. Die regering kry beduidend meer. Hoe gaan dit met die boer op die plaas? Jy is heeltemal reg. Ons sê dikwels dat uit 'n bottel van R35 kry die boer minder as 60 sent. En daarmee moet hy sy ondernemersloon ook nog betaal. Dit gaan swaar by die bedryf. Die gemiddelde opbrengs op belegging is so wat 2%. Natuurlik is daar 'n gedeelte besighede wat baie goed doen, maar die oorgrootste meerderheid doen nie so goed nie. En daarom is die bedryf besig met 'n strukturele aanpassing. Ons is besig om so 10% van die oppervlakte uit te trek. Dit gaan na ander gewasse soos sitrus en pekkanneute, maar saam met dit is daar nuwe strategieë in plek rondom wyntoerisme, die marktoegang, wat ek dink oor tyd 'n baie beter bedryf vir ons gaan gee. Rico, kom ons staan 'n bietjie stil rondom die toekoms van die bedryf. Ons hoor baie dat Suid-Afrikaanse wyn is suksesvol wanneer dit uitgevoer word. Hoe suksesvol is ons wyn werklik internasionaal? Net vir konteks, ons voer ongeveer die helfte van ons wyn uit en die ander helfte bly in die binnelandse mark. Ons is redelik suksesvol. Ek dink ons is 21 jaar terug in die mark. Ons het teen relatiewe lae pryspunte teruggekom in die mark. En ek dink ons sukkel met baie min handelsooreenkomste om daai pryspunt te skuif en is daarom op die wisselkoers afhanklik. Maar daar is ongelooflike goeie nuwe inisiatiewe, jong wynmakers met innovasie wat kom en ons kan sien dat die waarde besig is om te verander en aan te skuif en ook die binnelandse mark toon baie goeie groei. Mens verstaan, en ek wil fokus op die buitelandse mark vir 'n oomblik, dat Suid-Afrika het hom baie sterk geposisioneer as waarde vir geld, op 'n pryspunt wat jy goeie waarde kry. Die langtermyn, hoe volhoubaar is daai strategie, of moet ons ook 'n sterker impak begin kry op die hoër end van die mark? Absoluut. Suid-Afrika kan nie oor tyd in die kommoditeitsmark bly nie. Ons koste van produksie, hoewel ons effektief is nie laag genoeg nie. So baie belangrik in hierdie nuwe strategie dat ons toegang kry tot China, toegang kry tot Amerika wat die grootste mark in die wêreld is en natuurlik Afrika, ons eie agterplaas waar daar baie belovende dinge is. Baie belangrik dat ons kyk na die tariewe en dat ons saam met die regering en DTI werk om daai tariewe af te skaal. 'n Kompeteerder soos Chili het byvoorbeeld 25 vryhandelsooreenkomste, ons het 2, net om die konteks te gee. Dis die internasionale kant. Plaaslik, ek meen tog dat daar's 'n baie groot mark en die wynkultuur is net gevestig in 'n minderheid van hierdie mark. Ja. Hoe gaan ons dit regkry om die kultuur rondom wyn te verbreek? Die plaaslike wynverbruik is relatief laag. Ons is steeds 'n bierdrinkende nasie. Die wynverbruik is so 6 liter per capita teenoor 60 liter bier. Ek dink dis hier waar handelsmerke ter sprake kom. Ek dink die moontlike mark, ander verbruiker wat tans nie wyn drink nie, is handelsmerk gedrewe, definitief innovasie gedrewe, en deel van die binnelandse mark fokus is om te sê, kom ons deur middel van opvoeding en handelsmerke en distribusie, kom ons bereik daai mark verantwoordelik, maar groei, en ons reken daar is redelike groei in die binnelandse mark. Rico, ek wil stil staan by die ontwikkeling van die bedryf. Beide om meer produsente betrokke te kry, om talente te identifiseer,
Dit wil sê om dit meer te verteenwoordiging en toeganklik te kry. Aan die ander kant het dit ook tog 'n beter geleentheid dan om die gebruiker die kultuur te verbreek. Van Windpro se kant af, van die bedryf se kant af, wat word gedoen om die bedryf meer verteenwoordigend te kry? Theo, daar's 'n legio aktiwiteite. Ek dink kom ons fokus net op enkeles van hulle. Ons het as bedryf so wat 2.500 hektaar wingerd wat ten volle bemagtig is. Dis 52 projekte. Ons het 37 swart handelsmerke en by beide hierdie kategorieë is daar baie sterk fokus wat ingaan juis om hulle te ondersteun as besighede om marktoegang toegang te kry. 'n Hektaar wingerd is duur. Daarom is kapitaal baie belangrik wanneer ons praat oor grondhervorming. Maar in die interim doen ons wat ons kan en wanneer dit gaan oor opleiding is daar waarskynlik dis die bedryf waar ons tussen 3 en 4.000 mense per jaar oplei van uitvoerende vlak reg tot op plaaswerker vlak, want dit is hoe ons effektiwiteit en produktiwiteit kan verhoog en ook hoe ons mense loopbane kan gee. En jy meen ons is op die regte pad. Ons gaan suksesvol wees en uiteindelik gaan ons beduidende handelsmerke hê wat nie in die hande is wat dit vandag is nie. Absoluut. Absoluut. Ek dink daar is heel wat werk om te doen. Ek dink dit is 'n moeilike kommersiële mark. Die kleinhandel is nie altyd genee om te kyk na die swart handelsmerke soos wat hulle ons graag sou wou hê hulle moet nie. Maar ek dink so, ons het vir onsself 'n teiken gestel op 20% van grondhervorming in 10 jaar. Dieselfde met die swart handelsmerke dat ons ook die hele ketting transformeer. En is hier waar jy die hele ketting ook daai gedeelte op die pakmateriaal van 'n bottel en die kapsules dat daai insetverskaffer saam met ons werk om 'n sukses te maak. Baie dankie Rico. Dit was Windpro se Rico Basson. Dis altyd lekker om te sien 'n bedryf wat gesond is, wat groei en wat planne het. Kom ons drink 'n glasie op die toekoms van die Suid-Afrikaanse wynbedryf. Tot volgende week, mooi loop. Baie dankie Theo. Volgende week besoek ons die skilderagtige Ceres en ondersoek die waarde van die floreerende vrugtebedryf. Tot dan, onthou om jou mag as verbruiker uit te oefen, raak betrokke by die landboubedryf want dit raak jou. Totsiens. Nasie in gesprek op reis deur Suid-Afrika se platteland. Met trots geborg deur Monsanto, Nedbank en Senwes in samewerking met Hinterland en NWK. Nasie in gesprek, jou gespreksgenoot.